Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag en die 16de Mei. Amper die helfte van die Mei, Junie is op pad. Is nou biltongtyd, né? Die ou mense het altyd gesê, Junie maand is biltongtyd. Dan hang hulle sulke rye biltong op die stoepe. Die kinders weet nie waarvan ons praat nie. Sout hulle. En dan gaan ons seentjies hulle druk ons skelm en kyk of hulle al reg is. Nou ja, dis biltongtyd, dis wintertyd en wat 'n voorreg om vandag met jou te kan praat. Nou, wat ek vandag met jou wil gesels is punt nommer 1, hierdie naweek is dit mannekamp en ek is baie opgewonde oor elke man wat soontoe kom. Dink net dat sy hele huis gaan verander, sy omstandighede gaan verander, alles gaan verander. Bid saam met my vir hierdie kamp. En onthou, jy gaan nie die volgende ene uitmis nie, die volgende ene gaan jy definitief daar wees. Nou ek gaan vir jou lees vandag uit die Bybel uit en dit is vir my so pragtig dat Jesus altyd so met vergelykings praat. Ek dink hy het so 'n bietjie by die ou se koppe gesmokkel, né? Nou, wat hy gesê het hier en is nog steeds in Johannes, ek is so lief vir Johannes. Hier by Johannes, dan sien ons dat Jesus het nou op die water geloop en dan skrik hierdie manne vir hom, dat hulle dink hy's 'n spook en dan klim hy nader aan saam met hulle. Hierdie Jesus is net anders. Ek dink hy was 'n plaatjie. Ek dink hy het so baie bietjie binnepret gehad. Ek dink hy het baie met sy vader gepraat en gesê, Vader, dis nou 'n klomp weird ouens wat nou vir my gegee het hier. Maar ek dink hy het baie lekker gelag. Nou hier kom 'n storie, dan vra die mense vir hom die volgende, vers 30, Johannes 6 vers 30, en hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en aan u kan glo? Wat werk u? Jesus, wat 'n job het jy? Verskoning, wat se werk doen nie? Dis toch hulle regheid vraag. Nou, hulle het seker gesê, hulle het seker gedink, maar jou pa moes nou 'n carpenter gewees, 'n timmerman. So, wat se werk doen nie? Dis nog 'n mooi vraag. Ek het dit nog nooit so gesien nie. Nou sê hy, ons vaders het manna uit die woestyn geëet. Onthou julle? Ons vaders, hulle het nou kos daar van die hemel af gekry in die nagte. So het hulle oorleef. Soos geskrywe staan, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood vir julle uit die hemel het gegee het nie, maar dit was my Vader, gee julle die ware brood van die hemel. My Vader gee vir die brood van die hemel. Nou, hier kom hy. Hy sê, want die brood van God is hy wat uit die hemel uit neergedaal het en aan die wêreld die lewe gegee het. Toe sê hulle vir hom, Here, gee vir ons altyd hierdie brood. Geef ons hierdie brood. Hulle het gedink is manna en kwartels. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger ly nie. En wie na my glo, sal nooit weer dors kry nie. Wat 'n antwoord. Ek wil dit vanmôre vir jou sê. Om by die Here se voete te sit, sê jy nooit honger wees en nooit dors wees nie. Want hy gee vir jou die brood van die lewe. Nie die brood vir die liggaam nie. Gee vir die brood van die lewe, die kos van die lewe, die vitamines van die lewe, die krag van die lewe. Hy gee dit vir jou. Jy moet net by hom kom, jy moet net glo. Jy moet net sê, Here, hier's ek. Gisterand sit ek en ek het 'n woord vir die ouens daar op die kamp wat ek kry en in die nag toe word ek nou baie dors. Nou word ek dors want my sinusse is toe en nou langs my is water. En ek sit en naderhand my keel droog en ek kan nie lekker slaap nie. Julle weet seker waarvan ek praat en op 'n stadium toe hoor ek net die stem sê, steek net jou hand uit en vat die botteltjie, die water wat langs jou is en jy sal lekker slaap. Nou wat beteken dit? In die donker, ek kan nie sien nie, maar ek het geglo, daar's water. Dit was donker, ek het 'n vaste oortuiging gehad, daar is water. Want daai water sal my help om lekker te kan slaap. En het ek nie lekker geslaap nie. Jy sien, Jesus is die brood van die lewe. En hy is alles in ons lewe. Glo net in hom. Al kan jy hom nie sien nie. Vat net in hom. Steek net jou hand uit. Dis geloof. Geloof van aksie beteken doen iets. Eendag het iemand gesê, 2/3 van God se naam beteken go. Doen iets. Dis wat ons hierdie naweek gaan doen. Ons gaan hou 'n kamp. Ek weet nie eens wie kom nie. Geloof van aksie. Doen jy net jou klein bietjie. En kyk wat die Here sal doen. Jesus is die brood van die lewe. Wie van hom eet, sal nooit weer honger word en nooit weer dors ly nie. Kom ek bid vir jou, Here, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die liefde, dankie vir die omgee.
Dankie dat U die brood van die lewe is. Here, ek bid vir hierdie naweek, vir elke man wat soontoe kom. Ek bid vir restaurasie, ek bid vir verandering, ek bid vir nuwe legacies wat sal begin, Here. Here, dankie dat dit alles oor U gaan. Ons loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde dag hê. Totsiens, tot 'n volgende keer.